Goeiemiddag en welkom by Namibia Sonder Grense. My naam is Christine Creer en ek praat hierdie week met Elise Oosthuizen, 'n Namibier wat in San Antonio, Texas au pair. Daarna gesels ons met nog 'n wonderlike jong vrou, Lia. Sy is gebore in Parys, Frankryk en is nou die bestuurder van Habitas Namibia. Mornings just got better, Namibia. From the latest headlines to the hottest trends, we're bringing you the conversations that matter. That's right. Bright minds, bold opinions, and a touch of morning magic. This is your daily dose of energy. So grab a cup and join in on the conversation every weekday morning at 8 o'clock with Smell the Coffee, hosted by Diana Master and Aina Raisa Quayo. Goeiemôre, my naam is Elise Oosthuizen. Ek is 23 jaar oud en ek kom van Namibia af. Ek bly in Windhoek by my ma en pa nog. Ek is nou in Amerika. Ek het Oktober 2020 Amerika toe gekom, dis toe ek my visa gekry het, gelukkig, omdat albei my house ma en pa is in die mediese rigting. Ek kyk na 4-jarige meisiekind en 'n 1-jarige seentjie. Ons het in Maryland gebly en toe in Julie 2021 toe trek ons San Antonio toe oor werk. So enigiemand wat graag die wêreld wil sien en baie goed is met kinders, jy moet 200 ure ervaring hê met kinders en jy moet 2 references hê vir die ondervinding wat jy gedoen het. So as jy daai goed het en jy wil graag oor see kom, sal ek voorstel, doen au pair werk. Ek bedoel, jy kan au pair in Amerika, jy kan au pair in Nederland, België, Swede, Germany, daar's so baie plekke waar jy kan au pair en ek dink net jy moet dit doen. Ek het voor ek in Amerika au pair het ek in Nederland au pair, waar ek na 4 kinders gekyk het, 'n tweeling en dan 'n 5-jarige seentjie, 'n 3-jarige meisiekind en dan 'n 9 maande tweeling. Ek het toe ek klaar au pair het in Nederland, toe gaan ek terug Namibia toe werk ek as 'n swemjuffrou vir 'n jaar lank en toe vir 'n jaar lank toe werk ek as 'n dentist assistant en toe kom ek Amerika toe, dis waar ek nou is. Ek moet sê ek mis van Namibia baie. Ek bedoel, jy besef eers hoe mooi jou land eintlik is, sodra jy weg is van jou land af, en jy besef hoe baie die mense rondom jou beteken, soos jy het voor die tyd geweet, maar nou besef jy dit nog meer. Ek bedoel, ek mis my ma en pa en suster en vriende so baie, maar ek bedoel, ek kom amper terug huis toe, so ek byt maar bietjie vas. Maar enigiemand wat oor see wil gaan, ek dink net, jy moet dit doen. Ek bedoel, volg jou drome. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061-292-8000. Santam. This is freedom. Hi, my name is Leah. I am originally French. I moved to Germany when I was 6 years old. And after I finished school, I decided to take a gap year before wanting to study law, psychology. And
luckily, ended up in South Africa volunteering with cheetahs, which was kind of my childhood dream coming true. And ended up getting a job offer at the conservation project where I volunteered. And yes, I went back to Germany, packed up my things, and moved to South Africa, where I worked for 8 years. And from conservation, moved into hospitality. Opened up a couple of hotels in South Africa, and then 2 years ago, in 2019, August of 2019, I finally moved to Namibia after being recruited to open up a beautiful hotel here. And since then, been living in Namibia and just absolutely love it. Besides the obvious beautiful landscape, I'm absolutely in love with the people. Namibia has such heartfelt, warm people that are just genuinely good and just make you feel really welcomed and part of what Namibia is. So I definitely want to stay here in South Africa. I always kind of had the longing to go back home, but not in Namibia. And I guess it's also because of the German culture that exists here that just makes me feel a little bit more home. Yeah, I remember walking into the supermarket and finding all my childhood chocolates, which I always really miss in South Africa. So that was definitely a very very cool moment for me that I will definitely always remember. So yeah, I guess that's my story. Was een atheïst op school. 1996 matriek gemaakt. Daar vanaf toen zei ik besluit. Ik wil gaan boeren. Opa, vorentoe en achtertoe. Later had het niet uitgewerkt te gaan boeren nie. Dus ik daar vanaf weg. Om mijn ambachten te doen bij Nemwater. Nou ja, Nemwater heeft mij opportunities gegeven. Of die kans gegeven. En ik heb het baie gegryp. Want ma en pa het altijd vir my gesê, as jy nie 'n ambag het op jou naam het nie, gaan het dan moeilijk is om 'n werk te kry in die wêreld. Nou ja, ek was 4 jaar by Nemwater, toe af en toe was ek Engeland toe vir so 2,5 jaar, daar het my oë vinnig oopgegaan en besef, sjoe, wat Afrika is 'n mooi land. Jy weet, Namibië sal altyd 'n mooi land wees. Die goed wat ek die meeste mis van Namibië is, maar ma en pa, die natuur, skoonheid van die natuur. En dan af en toe, jy weet ons die KB4 5 jaar en 10 jaar en die jakkelse wolf, JB, met water. Nou ja, vleisbraai is nooit dieselfde as jy nie met kameel doen uit kan braai nie. En as jy die Rokanya gery het, ek altyd sê Piets Biltong se droewors en Kloswa se biltong. My maat, daai plekkery jy nie mis nie. Ja, ek het in 2009 toe ek op die vliegtuig geklim na my broer se troue toe in Nieu-Seeland. En ek het besluit om vir my 'n werk te soek. En ek het 'n werk dadelik gekry. En as dit nie sukses, as jy weer eens nie 'n ambag gehad het, sou ek nie die werk maklik gekry het nie. Ek het vir 'n company gewerk wat pompe regmaak. Goeie sukses daarvan gemaak, myself opgewerk tot 'n senior werkswinkelbestuurder. En dit was letterlik 'n brood en botter. En in 2020 het ek besluit, nadat my sussie oorlede is, ek wil maar liewer nader kyk na my broer toe, wat tussen net my broer van Nieu-Seeland af Australië toe gekry, Brisbane toe. Toe die COVID nou skop, toe kan ons dan nie gereeld meer huis toe kom nie. Ek het baie haal en pa baie gemis. Sussie is laas jaar oorlede, so ek kon nie eens afgaan vir die begrafnis nie. Op einde van die dag, maak nie saak waar jy is nie. Afrika is in my bloed, Afrika sal in jou bloed bly. Jou kultuur sal in jou bloed bly, jou dans, jou vleisbraai, jou societies, noem het. Wat is lekkerder as 'n bord boerekos, pampoenkoeke.
Ja, ek het gelukkig baie ouerige vriende hier wat nog al ou resepte het, sodat ek is seker gevoorreg om dit nog te kan eet. Soos ek weer eens gesê het, dis die natuur skoonheid. En jy het soveel verskillende diere om na te kyk en te waardeer. Jy weet, jy vertel dit vir mense hier van, jy maak nie saak amper waar jy ry nie, dan kan jy olifante sien. So as jy tot in die woestyn, daar Palmbach, daar die Valley, Damaraland, oral is olifante en leeu's, so dit maak dit net soveel mooier. Maar hierdie kant, 90% van alles wat hulle hier op die eilandjie het is pes, so alles word so gou as moontlik uitgeroei. En dit maak 'n man op die ander kant, as jy maak dit vir jou die Afrika soveel mooier. Ek sal niemand aanraai om net te immigreer vir 'n nuwe Potchefstroom baie mooi skerp te maak. Daar's soveel goed wat jy gaan. Jy los alles. Jy weet alles om alles te oop te bring na een land na 'n ander land. Dit kos 'n arm en 'n been. Maar die dag as jy dit doen, beloof jy jouself net een ding. Jy sal altyd met jou familie in kontak bly. Die lewe is, ek besef nou, ek is al omtrent 13 jaar uit Namibië uit. En ek en my vriende probeer nog gereeld gesels. Ek gesels met my ma nou elke maandag. My pa elke dinsdag. So ek sê dis, mens, jy moet dit doen. Nou, almal wat nog daar is, sterkte. Almal wat wil immigreer, doen dit. Maar dink net mooi. En dan liefde en groete. Hou Namibië skoon. Dank julle almal. Lief jou Martina. Lief jou pa Karel. Love you Pire. Love you Antoinette. Tot ziens. Hello, my name is Jette. I'm originally from Hedling, which is a small village close to Hamburg in the north of Germany. And I moved to Windhoek, Namibia in January 2019. The main reason why I'm here is because I'm married to a Namibian. My husband Wynand is a geologist, and he worked in Karabib in 2012, which was the same year when I decided after school to do a gap year, a voluntary gap year, and I worked in a kindergarten. So since Karabib is a quite small community, it was inevitable for us to meet. And so we did, and we got together. After that year, I went back to Germany to study nursing. And Wynand was based in West Africa for a while, for a few years actually. So he was on a very nice contract where he worked for 9 weeks and then he was off for a little while. So in those few years, we managed to travel the whole world actually, from Asia over Australia, South America, and a lot of European countries. That was really amazing. Then in 2017 we got married, and then we went on with that type of lifestyle for about a year, and then we decided we should rather move together. So he got a job offer in Windhoek, and me being a nurse, for me it's quite easy to work all over the world basically, so we decided to come back to Namibia. We live in a beautiful house here in Windhoek, and I work as a registered nurse in a private hospital here in Windhoek. In my free time, I am very much into animal charity organizations. I work together with the organization Have a Heart, which traps street cats and dogs, and also animals of less fortunate people, and make sure they get sterilized and get vaccinated and so on. And further, I am a passionate dancer. I'm doing belly dance classes, and I'm into environmentalism, as well as I enjoy cooking and baking a lot, and obviously traveling the beautiful Namibia, traveling in general. But during the COVID times, obviously it was not that easy to go overseas, so we actually managed to see a lot of beautiful spaces and places in this country, which was amazing, and I really can recommend to the locals to actually just step
outside your door and experience your own country. It was so rewarding. I miss about home, my friends and my family, obviously. Some things are going a bit easier and more smooth that side, so every now and then I get to a point here where I really like to freak out, but then after a few minutes of calming down and adapting, it's actually okay again. So yeah, I'm extremely happy here in Namibia, and I am very grateful to be here, because I really feel that your soul is able to breathe and that you can develop your own opinions without being trapped in this rat race. Yeah, it's really, when people say the soul can breathe in Namibia, I really have to agree 100%. I really feel like you are able to develop your own thoughts and without being manipulated by anything, by society that much. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as 50 Namibian dollars a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Hallo almal, my naam is Finkie Lombard. Ek is in Oudtshoorn gebore, ek het in Korrigas groot geword en ek en my man en ons 2 kinders het in Windhoek gebly totdat ons geëmigreer het. Ons bly die afgelope 19 jaar in Calgary, Alberta in Canada. Calgary is so 130 km van die Rockies af, van die ooste kant van die Rockies. Dit maak dit natuurlik ideaal om te gaan ski, want ons het van die wêreld se beste skioorde hier naby ons. Sunshine Village, Lake Louise, waar die wêreldbekerkampioenskappe elke jaar gehou word, en Akuska, waar die 1988 Olympiese spele gehou is. Ski is verskriklik lekker, het is groot pret, maar as dit kouer as om -15 is, gaan ons nie meer ski nie, want as jou tone en jou ore en jou neus en jou vingers gevries het, is dit ook nou nie meer pret nie. Ons gaan kamp gereeld in die somer. Die somers hier is absoluut unbelievable. Dis baie mooi, dis lekker warm. 'n Vriend van ons het jare terug kom kuier en uitgesê julle bly eintlik in 'n poskaart. Ons is so 'n groot groep wat gaan kamp. Ons is partykeer net 2 families, maar partykeer is so 7 families. Ons kuier rond uit 'n bos uit, ons maak ons braaibroodjies, ons braai ons boerewors, ons braai steak. En die een ding wat ons regtig mis van Namibië is 'n lekker vet skaapbroodjie wat ons oor die kolle braai. Mens kry skaap hier. Dit is nie baie lekker nie en dit is regtig duur. Dit is baie duurder as bees of as vark. So dis een ding wat ons mis. Die ander ding wat ons natuurlik verskriklik mis is ons familie. Die gemis raak nie minder nie. Dit voel net partykeer vir my dit raak meer. My kinders mis hulle niggies en hulle neefies. Ons mis ons broers en ons susters. En die broers en susters, ons broers en susters se kinders is al getroud en ons het nog nie eers van die skoonkinders ontmoet nie. Daar is al kleinkinders gebore, ons het hulle nog nie eens gesien nie. So dit maak het so bietjie sad vir ons, maar dis 'n keuse wat ons gemaak het. Ek is 'n onderwyseres in Calgary, ek werk by die Calgary Board of Education. Dit is baie lekker om hier skool te hou. Alberta en die Kanadese regerings kyk na hulle onderwysers. Ons kry goeie salarisse, daar's baie hulpbronne vir ons beskikbaar. Ons het elke maand 'n Professional Development Day, wat beteken jy het 'n hele dag om kursusse te doen of daar word ander kursusse aangebied. So dis lekker om hier skool te hou. Wat ek van die Kanadese hou, een van die groot dinge hier, as jy by iemand gaan kuier, trek jy jou skoene by die voordeur uit, want jy trap nie jou gasvrou se vloere vuil nie. Hulle is baie vriendelike mense, baie wetsgehoorsame mense. Ek geniet die Kanadese, maar hulle is ook net vriendelik tot op 'n stadium, tot by die voordeur. Dit was my lekker om vir julle so bietjie te vertel van waar ons bly en wat ons doen. Ja, en as julle in Calgary is, kontak ons en kom kuier.
almal, ek is Waldie Schikkeling, my regte naam is Wildgoud en ek is gebore in Oostenryk. Ek het toe ek 20 jaar oud is op vakansie gegaan in Suid-Afrika en nooit weer teruggegaan nie. Julle wil weet, seker nou weet hoekom. Wel, ek het my groot liefde daar ontmoet en saam met hom 4 jaar later na Namibia toe gekom. Julle wil seker weet hoekom? Baie maklik. Ek het net een vraag gehad en ek het sê my liefie, is daar berge? En hy het gesê daar is baie my vrou, baie. Wel, toe kom ons in Namibia aan en toe is die berge almal uit sand gemaak. Maar ek moet sê, na 31 jaar in Namibia is ek verskriklik lief vir die duine en vir die see. Ek kan nie aan 'n beter plek dink om te woon nie. Ek is baie gelukkig hierso. Dan het ons 2 pragtige kinders. Tessica, my meisiekind, sy is 'n apteker. Werk in Swakopmund. Ek is baie lief vir haar. My seun Patrick is al vir 3 jaar in Engeland. Hy speel groot rugby daar. Ek mis natuurlik baie my familie in Oostenryk, my broers en susters. Ons is 5 kinders altyd saam. Ons was baie close altyd. So, maar elke 2-3 jaar kom kuier iemand vir ons. Vir hulle is dit 'n baie lekker en goedkoop vakansie. Is natuurlik baie duur vir ons om Oostenryk toe te gaan. Ek was laas daar in 2019 om almal weer te sien. So die verlange is maar groot. Namibia, wat doen ons naweke? Ons vang vis, ons klim duine, ons braai en ons kyk rugby naweke. En vir die wat nie weet nie, my seun speel môre Vrydag, ek dink 7:30 vir die Cornish Pirates en hy begin. So, kyk die game julle. Ja, dankie dat julle na my storie geluister het en as julle van avontuur hou, kom na Namibia toe. Is 'n baie lekker land. Ek is baie happy so. Dankie almal. Auf Wiedersehen. Baie dankie aan hierdie 2 wonderlike vrouens wat vandag hulle storie met ons gedeel het. As julle weet van enige Namibiërs in die buiteland of buitelanders in Namibië, los hulle name in die comments of stuur vir my 'n e-pos na christine@rbkyn.com.na.